Baie welkom hier by Dr. Chris Marks. Ons gesels oor niks anders as doen daai ding en natuurlik in doen daai ding is Christus die oorkoepelende wêreld wat ons oor gesels en voorleef en natuurlik om hom eendag van aangesig tot aangesig te sien en die Vader. Maar ons gesels oor en doen daai ding en ek wil graag oor 3 opinies of sieninge van mense praat wat jy jou nie aan moet steur die dag as jy besluit jy gaan in 'n koers en 'n rigting wat belangrik vir jou is om in te neem nie. Maak nie saak wat dit is nie. En ek doen net vandag 'n oorsig oor dit. Die een van hierdie bullet points is mense wat jou minag of onderskat. Met ander woorde, hulle sê jy is nie goed genoeg om 'n ding te doen nie. Jy vermy hom soos die rinderpes. Nommer 2. Mense wat jaloers is en jou probeer ontmoedig. En jy vermy dit soos die rinderpes. Ek sê dit weer. Moenie hulle veral wanneer hulle noem, moenie dink jy is spesiaal nie. Punt nommer 3. Mense wat jou wil terughou uit vrees. Dis 'n kaliber persoon wat jy wil terughou uit vrees deur moontlik vir jou te sê wat as dit nie werk nie. Dis 3 opinies, 3 sieninge, dis 3 vermoëns, 3 wêrelde van mense wat jy absoluut moet vermy wanneer jy waaragtig 'n ding wil doen. Ek gaan dit soos ek dit altyd sê vir mense noem, dis goed om advies te kry. Kry altyd advies, doen navorsing, hoor wat mense sê, hou jou ore op die grond, maar in gemiddeld gaan daar die grootste deel van die gemiddeld van mense wees as jy uniek wil toetree tot 'n saak. Jy gaan net, man, ek gaan dit in plain Afrikaans en Engels sê, jy gaan tyres ryk wanneer jy toetree tot 'n saak. En ek wil graag hierdie wat ek nou met jou vinnig oorgegaan het, net oor gesels. En ek geniet dit om oor hierdie goed te gesels. Mense, ons moet 'n ding doen in Suid-Afrika. Is dit tyd dat ons dinge moet doen buite die veld en die wêreld waarin ons is. Ons kan dalk bietjie minder van die politiek verstaan. Ons kan ook so effe minder verstaan wat die staat doen en die regering doen. En moontlik sê vir die ouens om die braai, ek weet nie wat aangaan nie. Ek verstaan nie die ekonomie nie. Ek verstaan nie die goed wat hulle nou van praat nie. Dit maak nie saak nie. Die vraag is in jou wêreld as individu, huisgesin of familie of groep, waarmee is jy besig? Doen jy dinge? En wanneer jy dink jy daaraan, een van ons lesers is eendrag maak mag, wanneer elke individu 'n ekstra tree loop in sy lewe om dinge te doen wat se mag en krag in hierdie land sal ontstaan, irrelevant wat bestuur sê, staat sê, owerste sê, maak nie saak wat nie, groot goed sal gebeur, nie miskien nie, groot goed sal gebeur. Hierdie eerste punt wat ek aan jou genoem het was, moenie ons kyk nie en 3 belangrike opinies of sake wat ons nie aan moet steur wat mense van ons dink, sê of glo nie. Die eerste een is mense wat jou minag of onderskat. Wanneer mense, jy kan hom vinnig optel. Ek het nie nodig om vir jou die eienskappe te verduidelik wanneer iemand jou minag of onderskat nie. Ek is een van daai ouens as ek in gesprekvoering is en ek gesels en ons is by 'n diner of by 'n ete waar 'n verjaarsdag of 'n groep mense is en ek begin met die ou gesels en ek begin met daai ou gesels. Ek gee sommer net 'n vinnige blaatante assosiasie en ek begin met mense kommunikeer heen en weer. Ek praat op daai oomblik nie die meeste nie en ek sien daai ou gee my so ignorant look. Sy oë breek, dan draai ek om en ek loop. Ek het nie nodig om verder aan hom te hang en te karring nie. Ek noem net 'n voorbeeld. Hierdie is regtig 'n probleem wat mense het. En wanneer hulle huis toe ry na 'n sosiale funksie of wat ook al, 'n werksfunksie, dan word die bespreking in die voertuig, wie ou so, ou X of Y of Z, het nie eers na my kant toe gekyk nie, het nie eers belang gestel in wat ek gesê het nie. Mense, dit maak nie saak nie. Get someone else. Kry iemand anders wat in jou saak belangstel. Mense wat jou minag of onderskat en dan vir jou sê, jy is ook nie goed genoeg in wat jy doen nie of gaan doen nie. Jy het dit nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy is nie versigtig. Ek wou gesê het, wees versigtig vir daai mense. Dis liggeskat. Ek wil vir jou sê, breek. Ja, maar pastoor, what would Jesus do? My vriend,
Daai persoon wil in elk geval, kom ons luister gou na realiteit hier. Daai persoon glo in elk geval nie in wat jy glo nie, wil nie sien wat jy sien nie, wil nie glo in die ding wat jy wil doen nie, sien nie die prentjie in die ding wat jy wil doen nie, die belangstelling is nie dan, jy het 'n proposal gegee, jy het al voorstelle gemaak, jy het al verduidelikings gegee, jy het al verdedig, jy het al allerhande goed gedoen en die oë bly gebreek, jy moet hom nog net toedruk, en dan kan jy hom gaan bære, dis hoe hy oor jou goed voel. Jy het nie, hoor mooi, so 'n persoon in jou lewe nodig nie. Een van die sake waarmee ek redelik, waarmee mense redelik met my verskil en in konfrontasie is, omdat ek die titel pastoor of dokter dra in die ministerie, is dat hulle sê soms pastoor, maar jy's bietjie wild of jy's bietjie erg, en dit is oor die eenvoudige rede, ek maak keuses wanneer ek met mense werk, veral in ons projekte wat ons het. En ons het projekte, ons het kragtige netwerke, en as ek sien iemand sny af en hy stel nie belang nie, of hy kyk neer, of hy sê jy gaan dit nie maak op daai ding, jy's te oud of jy verstaan nie wat jy aangaan nie. Ek het nie daai persoon in my lewe nodig en persoonlik ek breek. Dit is 'n ongelooflike, ek ontketen gewoonlik ongelooflike oorloof wanneer dit gebeur. Maar jy kan nie mense in jou lewe toelaat. Ek bedoel soos in betrokke in jou binnekring, wanneer hulle jou saak minag of onderskat nie. Niks in hierdie lewe kan geonderskat word nie. Maak nie saak hoe groot of hoe eenvoudig jou plan, jou idee om 'n ding te doen voorkom nie. Niks, hoor mooi, niks kan onderskat word nie. Toe 'n ou oom van 65, sy van Wassanders, terwyl hy besig was om met hoender te eksperimenteer, en sy aftreeplan is in sy glory in, en daar's niks oor nie, hy weet nie wat om te doen nie, toe word uit 'n eenvoudige saak Kentucky Fried Chicken gebore. Ek gee jou opsomming, ek ken die hele verhaal van die man. En so kan ek aangaan. Ek kan hierdie verhaal vertel van meneer Krok, van McDonald's, op 'n ouderdom van 55 jaar oud, toe hulle vir hom lag omdat hy milkshake-masjiene verkoop, en probeer, en daar word geminag en daar word gelag. As jy vandag nie in 'n dorp is en jy ken nie McDonald's nie, dan hou jy nie van 'n hamburgers nie. Kom ek stel dit so. Wanneer mense jou minag of onderskat, kan hy, dit is nou my probleem, wanneer jy jou daaraan steur, wanneer jy jou ore daaraan uitleen, wanneer jy kyk na die gesigsuitdrukkings, wanneer jy kyk na die body language, hoe hierdie gesprekvoeringe plaasvind, en jy nie nigter en wakker is, jy kan hierdie persoon of persone die moraal, die opgewondenheid en die visie en die missie van dit wat jy wil doen uit jou uitsteel. Dit kos ongelooflike sterk psigiese vermoëns en fokus dat mense in 'n omgewing waarop jy moontlik na jou neergekyk word. Ja, ek voel ek moet dit nou sê, jy's dalk moontlik die swart skaap in die stelsel. Om as 'n swart skaap te kan sê ek gaan nou groot dinge doen, is dit, ek wil vir jou sê, alreeds 'n intense psigiese stryd om jou erkenning, om deur te breek vir die erkenning daarvan. So jy kan nie, hoor mooi, jy kan nie met die kaliber, maak nie saak wie die persoon is nie, hoor mooi, maak nie saak nie, ja maar weet jy, ek was eintlik vriende met ou Kokkedoor so en so, en nou is ou Kokkedoor so en so, verstaan my nou nie, ons het saam groot geword, en ons het saam skool gegaan, en ons was saam in dieselfde kerk youth hier gewees, en nou kyk hulle my weird, en ons was pelle, nou kyk hulle my snaaks aan. Mense, breek, gee pad. God wil nuwe mense in jou wêreld vir jou gee, hy wil dit vir jou skenk, hy wil koninkryks, hoor mooi, hy wil koninkryksfamilie vir jou gee. Daar's niks kragtiger as waaragtige koninkryksfamilie nie. Dis sterker as aardse familie, dis sterker as aardse bloedverbindinge, want die koninkryksstelsel is nie op aardse bloedlyne ingeskakel nie, maar hy is op die toekomstige koninkrykskrag van die vredesryk van God ingeskakel, waar progressiwiteit eendag gaan seëvier, hoor mooi, vir ewig en vir ewig. Hoor mooi, mense wat jou minag of onderskat, hierdie tipe mense sien nie, hoor mooi, hulle sien nie, as hy jou minag, as hy jou onderskat, hy sien nie jou roeping of potensiaal nie. Hy sien dit nie. Hy wil dit ook nie sien nie. Hulle oordeel jou op jou verlede, jou agtergrond of hulle eie onsekerheid. Ons praat byna in elke uitsending van verlede, want letterlik, mense kan dit nie glo, in 2025
Miskien gaan Generation Alpha dit verstaan dat verlede nie saak maak nie, maar om ons generasies nog vandag kry mense nie hulle verlede uit nie. In Christus, mense, is jy 'n nuwe skepsel, maar ek wil nie nou daarop nie. Hulle gaan kyk na jou agtergrond. En agtergrond is nie noodwendig altyd wat jy gaan aanvang uit reg of verkeerd of so nie. Hulle gaan kyk uit watter families jy uitkom. Is jy blou bloed? Ek noem dit die blou bloed illusie. Het jy koninklike agtergrond? Ons Suid-Afrikaners sien een of ander koninklike soms in 'n besigheid, dan is daar nie eers, as jy die ou voorgeslag tertyd gaan kyk in Europa, was dit maar 'n gesukkel geweest en nie 'n lord of 'n sir of 'n ding geweest nie. En dan kyk hulle na jou, wat se universiteite was jy geweest? Hoe het jy op skool in sport gevaar? Hoe het jy was jy die klaskaptein? Was jy die man, ek kan aangaan, toe jy op universiteit was, het jy al jou vakke gekoem? Was jy op die regte universiteit geweest? En dan begin mense later in hulle jare agterkom, by ek het nie die goed nie. O heerlikheid, ek beskik nie oor hierdie sake nie. En dan gaan hy in 'n toestand en 'n kondisie. Ek noem weer die ou saak, weet jy wat? Toe Jesus daai disippels van hom in die hande gekry het hy nie gaan kyk en hulle was nie, hoor mooi mense, hulle het nie agtergrond gehad nie. Petrus, kom ons gebruik hom, by die kerk by Christus oorgevat. Hy het geen agtergrond gehad wat saak gemaak het nie. As Jesus eintlik na die goed moes kyk, ek gaan jou sê wat moes hy doen en hoe ons mense vandag werk. Moes hy na die Sanhedrin toe gegaan. Want Jesus was gekwalifiseer om met hulle te praat. Hy het sy studies gedoen, regtig. En hy kon met die Sanhedrin gaan praat het en hy kon 'n wonderwerk of 3 voor hulle gedoen het wat hulle natuurlik oorgaande sou wees en vir hulle gesê dat hierdie tempel, wow, julle doen mooi goed en binne 5, 6, 7 dae sou Jesus dit reg gekry het, glo my, om in te kom en hulle sou moontlik nog in hom geglo het as die Messias en hy kon uit die Sanhedrin, byvoorbeeld 'n man soos Nikodemus wat hom in die nag kom sien het en gevra het, hoe doen jy hierdie goed? Hy kon Nikodemus, ek gee 'n voorbeeld, Johannes 3. Hy kon Nikodemus gaan haal het en gesê, jy lyk na die man. Regtig, hierdie is tog al 'n fantastiese voorbeeld. Jy lyk na die man wat na my die kerk kan oorvat en lei, Nikodemus. Nikodemus was as 'n skrifgeleerde wat hoogs in aansien was. Soveel so hy moes in die nag sluip om na Jesus te gaan luister. Hy wou nie in die dag na hom toe gaan nie, dan het hulle gesien hy assosieer met Jesus. Ek wil dit ook sommer noem, as mense nie met jou wil assosieer nie, maak nie saak nie. God stuur jou in 'n rigting. Jesus het eintlik gelag op daai stadium, dink ek, in sy hart vir Nikodemus, want hy moes in die nag opstaan om hierdie magtige man van die synode van die Sanhedrin te kan mee praat. En hy weet die man sluip skelm na hom toe, want in die dag kan hy hom nie sien. En hy kon Nikodemus kies. Mense, luister, hy gaan haal in Galilea van alle plekke, gaan haal hy vir Petrus, sonder 'n agtergrond, sonder enige universiteit. Ek het niks teen, asseblief, ek self, die Here het my geseën, sit met die nodige papiere, wat ek voor gewerk het. Maar ek weet in my hart, dat dit is nie waarna God kyk, inteendeel die papiere wat ek verwerf het die Here deur die genade vir my gegee, in die sin van ek moes daaraan werk, ek moes my kant bring, maar God het toegelaat dat ek niks deur Chris Marks dit kon kry, maar Petrus en die res van die disippels, geen agtergrond nie. Vergeet wie was jou pa, wie was jou ouma, wie was jou oupa? Wel, as hulle fantastiese, magtige, kragtige mense was, wow, fantasties. Trek dit deur. As hulle dit nie was nie, gaan bou die naam van jou voorgeslagte en sê, dan is ek die een wat die bloedlyn nou optel en ek gaan vir hom bootdruk. Maar hoor mooi, in die wêreld van die almagtige God uit om 'n ding te doen, maak dit nie saak wat jou agtergrond is nie. Adelstand en al hy goedjies, dit maak nie saak nie. Hulle oordeel jou op jou verlede, jou agtergrond of hulle eie onsekerhede. Hier is 'n belangrike een. Hulle oordeel jou. Mense kyk neer op jou of minag jou omdat hy self onseker is. Jy gaan 'n ding doen. Hoor mooi. Jy gaan nou 'n ding doen. Jy gaan 'n groot aksie los. Jy gaan 'n kragtige beweging aan die gang sit. Hoor mooi. Nou moet jy bybly. En die oomblik wanneer mense dit begin doen, is daar ander wat nie kan glo dat jy die guts het. En ek gaan vir hom sê en kom bystal soos hy is. Dat jy die guts het om jou voete oor die boot se rand soos Petrus te sit en op die water te loop nie. Hoor hier, mense hou nie daarvan nie.
Hulle hou nie daarvan nie. Jy gaan aan die geboortetyd van die ding wat jy doen en die saak wat jy uitrol ongelooflik te doen hê met mense wat self onseker is. Hulle weet hulle het talente. Hulle weet hulle het vermoëns. Hulle weet hulle het die verstand. Hulle het die intellek, maar hulle self het nie die geloof nie. Hulle self het nie die moed nie. Hulle self het nie die optimisme, wat jy dit ook al noem, om uit te rol om 'n ding te doen. En nou daai mense, hy's gemaklik, hy's in 'n comfort zone. Al kan hy Einstein beat, hy wil nie, want hy's te bang om Einstein te beat. Want dan moet hy iets sê, hy moet 'n ding noem. En wanneer jy jouself, onthou, wanneer jy 'n ding doen, sit jy jou gesig op die saak. Jy sit jou handtekening op die saak. Jy sit jou naam op die saak. Jy sit moontlike mislukkings op die saak. En ja, kragtige deurbrake. Daar's mense wat glad nie daarvan hou nie, en hy tel al oor 'n jaar, 2, 3, 4, 5, dat jy dalk in hierdie situasie 'n kragtige deurbraak gaan hê. Wie wat doen hy? Hy begin jou minag. Eerlikheid, maar dokter, ek het dan gedink die ou gaan nou sê, wow. Ek het 'n prediker geken en hy was net verordeneer en hy moes sy intree preek of boodskap lewer by 'n pragtige gemeente. En soos dit gaan, ek ken dit ook, jy moet daai preek bring en jy moet daai boodskap gee en jy moet nou brul soos 'n leeu. En hy het sy preek reg, weet jy, en hy nader sy familie en sy vriende om hom te kom ondersteun in hierdie eerste erkende preek wat hy moet bring as 'n intree boodskap. Dis logies dat die man dit sou doen. Groot was die betrokkenes se teleurstelling toe hy die oggend in die kerk begin praat en 70% van familie en vriende het nie opgedaag nie. Die kon dit nie glo nie. En toe hy klaar gepreek en gepraat het en hy later terug verwys na die preek tussen die loetjie wat daar was, toe hoor hy net, ja, maar kyk, as jy nou eintlik dit gesê het, né? En ek sou persoonlik van die hoek af die ding benader het. Ek dink maar jy het goed gedoen. Wow, hoor mooi, vir 'n intree preek het jy nie te sleg gedoen nie. En dit was in sy jonger jare gewees en hy kom agter, hy kan nie 'n gesig koppel aan een wat hy kan vertrou in 'n binnekring selfs vir sy deurbraak. Hierdie jong man het later, hy is al oorlede, 'n magtige prediker geword, maar omdat die mense in sy binnekring nie die grit gehad het, die guts gehad het om te doen wat hy gedoen het en homself te sou uitsit, om sy gesig te wys, 'n kragtige prediker later sou geword het, het hulle hom nie, hulle het hom verstaan, maar hulle wou hom nie die benefit of the doubt gee, dat hy kan hierdie ding doen nie. Moenie altyd opgewonde raak nie, maar dank God as jy 'n binnekring het, wat in jou glo, 'n binnekring wat sê, ons sien hierdie netwerk wat jy het, ons sien hierdie kragtige oomblik wat jy het, dit is, hoor mooi, dit is jou familie. Die tweede, ek wil 'n skrifgedeelte lees. Paulus skryf aan Timoteus, hoor mooi, dis wat die woord van God sê. Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 12. Niemand moet jou minag nie. Ek sê nou vir jou, as jy nou of later na my luister, niemand, Timoteus, dame, of jy nou meneer of 'n mevrou is, 'n man of 'n vrou wat na my luister, ek praat nou in die gees met jou. Niemand moet jou minag nie. En jy laat jou ook nie minag nie. Paulus sê dit aan die jong man Timoteus. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. En ek wil 'n voorbeeld hier aansit. Dawid was 'n herder, maar God het hom as 'n koning gesalf. Hoor mooi, al het sy eie familie hom afgeskryf. Vra jouself die vraag af. Paulus skryf van 'n jong man Timoteus en gaan kyk na die briewe van aan Timoteus. Hy Timoteus absoluut moreel geondersteun. Maar gaan kyk na Dawid se geskiedenis. Sal jy, Dawid het alles uitgerol en hy het dinge gedoen tot die dag wat hy gesterf het op 70. Die vraag is, sal jy kan hanteer wat Dawid gehanteer het? Sy eie familie, hoor mooi, het hom minag met sy salwing as koning. Later trou hy met die dogter van Saul, wat sy skoonpa word, familie. En sy skoonpa jaag hom om hom dood te maak. Kan jy dit hanteer? Kan jy dit handle? As jy 'n ding wil doen
Wees seker dat die mense wat in jou omgewing is, glo soos jy glo, sien soos jy glo, en as hulle 'n ding het om te doen en hulle sien mekaar se sake, het jy 'n vennootskap. Punt nommer 2, mense wat jaloers is en jou probeer ontmoedig. Hierdie is 'n baie algemene saak. Ek kyk seker nou so ja, wel, dis nou moeilik want hierdie uitsending gaan 'n ruk terug kyk ek na oorlede Charlie Munger. Hy was Warren Buffett se vernoot gewees. Hy het op die ouderdom van 99 jaar toe hy oorlede. Tot in min of meer 'n week voor hy oorlede is, het hy aan die wêreld verduidelikings gegee hoe ekonomie werk. Warren Buffett, sy vernoot, is een van die rykste mense in die wêreld. Moontlik weet jy van hom met al hierdie forex exchange en bitcoins en goed, het baie ouens by Warren Buffett uitgekom, die mees suksesvolle belegger in die wêreld. Charlie Munger was sy vernoot gewees. En Charlie Munger, ek luister na 'n gesprekvoering waar hy die volgende sê, hierdie is belangrik, en dit gaan oor jaloesie. Hy sê die markte, en as jy iets van die aandelemarkte weet, sou jy die volgende al gehoor het, die volgende terme al gehoor het. Die markte word gedryf deur greed and fear. Dit is hoe die aandelemarkte so op en af gedryf word, deur gulsigheid of vrees. Met ander woorde, ek wil hê of ek is te bang. En dit was verlang die geloof waardeur die markte, die ekonomie gedryf word. En Charlie Munger, toe hy dit praat, toe word dit amper 'n wet, want dit is van die grootstes in die wêreld wat hierdie saak beskryf. En Charlie Munger sê, mense, luister mooi, die wêreld word nie gedryf deur greed en fear nie. Soos wat ons geleer is, hy was 99 jaar oud toe hy dit gesê het. En hy sit in 'n reistool, maar so skerp soos 'n menorah bly. Hy sê, ek het oor 70 tot 80 jaar in hierdie besigheid agtergekom, die wêreld word nie deur greed of fear gedryf nie. Die wêreld word deur envy gedryf, deur jaloesie. Jaloesie dryf markte. Jaloesie maak of breek jou besigheid. Jaloesie maak of breek jouself, of kan jou laat afbreek of laat aftakel. Envy, en hy vat een van die 10 gebooie waar God aan Moses die gebooie gegee het, en een van die gebooie sê, jy mag nie jou naaste, soos hy dit genoem het, hy was 'n plaatjie gewees, se donkie eers begeer nie. En hy sê, al hierdie goed wat in die 10 gebooie staan oor begeertes, beteken ek begeer my buurman se donkie. En hy het dit net so gesê. As Charlie Munger kon sê, kan ek dit ook sê. Hy was 7 keer ryker as wat Donald Trump is. En hy sê hierdie woorde, hy sê, as die godheid verklaar het, jy mag nie eers jou naaste se donkie begeer nie, beteken dit God wil jou weghou van jaloesie af. Hy wil hê jy moet wegkom van vernyn, en hoor mooi, daar is naastes wat jou donkie begeer. Daar is naastes wat oor die muur kyk na jou donkie, en daai donkie, hoor mooi, lyk dalk vir hulle soos 'n donkie, en hy begeer hom. En hy besef daar's vermoëns in daai donkie, want tot Christus het besluit, ek gaan op 'n donkie die stad Jerusalem inry. Salomo het op 'n donkie as koning ingery. Biliam, 'n donkie het met Biliam gepraat. En ek noem dit net so terloop, en jou donkie word begeer deur baie ander mense. Dit staan in die 10 gebooie. En hoor mooi, mense wat jaloers is en jou probeer ontmoedig, byvoorbeeld om te sê, moenie dink jy is spesiaal nie. Wat maak jou donkie? Wat maak jou donkie so spesiaal? Wat maak 'n donkie? Hy sal dalk vir jou sê, jy is 'n donkie wat 'n donkie het. Wat maak jou donkie so spesiaal? Jou donkie is so spesiaal dat Jesus, ek verwys weer wat ek nou gesê het, besluit het, hy ry eerder op 'n donkie in die stad in voor hy op 'n perd daarin gery kom. Want daai naaste wat die 10 gebooie van praat, daai naaste weet dat as daai donkie wat jy het om daai ding te doen, daai donkie wat Jesus gery het, daai esel, ek noem hom 'n donkie, wat Jesus gery het, het een ding gehad om te doen. Hy het een belangrike ding gehad om te doen. Hy moes Jesus in Jerusalem inkry, sodat die volk skree, Hosanna, Hosanna, en palmtakke en gegooi het voor Jesus, en daar 'n groot oproer in daai stad gewees het, en die donkie se werk was om Christus daar op te kry. Weet jy, daar's mense wat weet, jy dink dalk jy het 'n donkie. Jy dink dalk jou donkie is niks werd nie. Jy dink dalk my donkie wat ek het is 'n donkie. Weet jy dat as daai donkie in aksie kom en hy begin dinge doen, raak mense ongelooflik jaloers op jou.
Ek het jare terug, ek was 'n jong seun gewees en ek het dit nie daai tyd verstaan nie. Ek dink nie ek was al 19 nie. En 'n profeet kom eendag na my toe en hy sê vir my, Chris, so spreek die Here, jy sal verbaas wees wie nog teen jou sal opstaan. En ek het op baie oomblik gedink, ag, come on, bring dit aan. En ek het letterlik dit lig geskat. En ek het gesien net in myself as 'n donkie. Hier's 'n donkie. Ek is letterlik 'n donkie wat niks op het nie. En ek het by myself gesê, maar wat en wie, wat se saak het die mense? Dit moet 'n dom mens wees wat op 'n donkie jaloers is. En jy sal nie glo nie, jare later kan ek vandag vir jou name en vanne noem wat jou hare sal laat rys, wat in Davas teen my gekry het oor hierdie donkie, want hierdie donkie het geglo en gesê dat God het in hom iets gesien, en as God in 'n donkie iets kon sien, die Godheid in 'n donkie iets kon sien om Jesus te gedra het binne in Jerusalem, kan hy Chris Marks ook gebruik. En wow, what a ride. Behalwe dat Christus deel van hierdie ride is, mense, was daar pile en bullets en ek was geluister al dat ek gelyk het soos 'n tarantaal, want ek was verstom, want ek is net 'n donkie. Maar wanneer God die donkie gebruik, hoor mooi, dan sê hulle vir jou, wie dink jy sê, ek sal nooit vergeet toe ek net begin bedien het en sake doen het, het hulle my reguit gesê, nou dink jy spesiaal, dink jy jy's nou so intelligent? Dan sê ek, nee mense, ek is net 'n donkie, maar ek is 'n gewillige donkie. 'n profeet het eendag vir my gesê terwyl ek by die bikers is, kom 'n woord van die Here oor my uit en hy sê, jy's soos 'n bil. As daar 'n hek is met 'n slot aan, gaan jy hom storm en jy sal 'n hek storm. En wanneer dat 'n hek gestorm het, sal jy vir hom deurbars met jou kop, met jou horings. En as die hek nie wil oop, sal jy kyk na die heining en jy sal deur daai heining storm soos 'n bil, maar deur sal jy deurbreek. So julle moet nou maar besluit as ek 'n donkie of ek is 'n bil. Maar ek kan my nie laat keer deur verny nie. Ek kan my nie laat keer deur jaloesie nie. En mense, ons verloor ons mense, ons verloor ons talent, ons verloor ons profete, ons verloor ons predikers, ons verloor ons landsleiers, ons verloor ongelooflike kragtige mense wat baie meer fenomenaal is as wat ek kan droom om te wees, deurdat hulle ingee onder ander mense se vernyn en se jaloesie. Jy kan nie jou analiseer nie, en hoor mooi, ek beveel aan, raak ontslaaf van, en ek bedoel nie letterlik nie, skei die vriendskappe, verbreek die vriendskappe. Pastoor, maar ons is 'n kerk, ons moet daarom nou verstaan. Ek waarborg jou, as hy vir jou gaan skade doen, sal hy later vir my sê, ek pleks ek na daai man geluister het. Jy meet hom, jy vergewe hom, jy gee hom kans, en op 'n mooi dag sonder bitterheid sê hy, I'm finished, ek is klaar. Hoor hierdie skrif. Nehemia sit met 'n probleem terwyl hy die muur van Jerusalem bou. En in Nehemia 4 vers 1 tot 3 gebeur die volgende. Toe Sanballat hoor dat ons die muur bou. Hoor nou, jy het 'n ding om te doen. Jy het 'n muur om te bou. Luister, ek voel ek moet dit vir mense sê. Jy het 'n muur om te bou. Nehemia was eers 'n kroegman gewees. Hy het vir die koning drank geskink. Dit is wie hy was. En hy moes ook mooi praat, want hulle kop kom vinnig rol. En hy praat met daai koning as 'n skinker, as 'n kroegman. Ek sê hom soos hy is. En hy sê dat God is besig met my, die muur van Jerusalem moet gebou word. Weet jy wat gebeur? Hy kry dadelik aanslag van hierdie kant af. En hy sê self, toe Sanballat, dit was 'n vreeslike saak, gaan kyk hom, ek gaan dit nie nou vir jou verduidelik nie. Hoor dat ons die muur bou, het hy baie kwaad geword. Want jy sien, Sanballat, hy praat so lekker, Sanballat wou graag die inisiatief hê, maar Sanballat is soms te lui. Sanballat het soms nie die energie nie. Hy het soms nie die guts om 'n ding te doen nie. Hy het nie hy's bekommerd oor wat mense gaan sê. En toe Nehemia toetree om die muur te gaan bou in Jerusalem, hy sê, was die Sanballat baie kwaad geword. En hy het die Jode wat daaraan gewerk het bespot. Maak jou reg as jy 'n ding wil doen vir mense wat gaan spot. Mense, daar is nie een persoon in hierdie wêreld wat 2-3 tree in die regte rigting geloop het, wat nie bespot was nie, wat nie afgekraak was nie, wat nie op jaloers was nie, want jy is tussen mense gebore. Klaar, finish, jy's klaar.
Dit gaan met jou gebeur en stagnante mense, passiewe mense hou nie van manne en vroue wat dinge wil doen nie. Maak nie saak of jy 'n vrou of 'n man is nie. Hy gaan of sy gaan nie daarvan hou nie. Hy sê hulle was gespot. Hulle was gespot. Jy gaan gespot word. Hy het hoor nou, hy het aangehou bou want sy fokus was op God se opdrag gewees. Maak nie saak wat Sanballat gesê het nie en sy bendes gesê het nie, sy opdrag om die ding te doen het van God afgekom en jaloesie is soms die toets. Het jy regtig van God gehoor of nie? As ek deur jaloesie my moes laat beïnvloed het ek nie nou eers oor hierdie kameraitjie met jou gesit en praat nie. Daar was genoeg jaloesie op my om my te sink honderde male in my lewe. Die laaste punt is punt nommer 3. Mense wat jy wil terughou uit vrees. Wat as dit nie werk nie? Ek noem hulle die verantwoordelik is. Hy kom sit, hy hoor, jy het dalk die fout gemaak om vir die verkeerde ou jou plan te gee, jou idee te gee, vir die verkeerde ou te verduidelik, wat is die ding wat jy gaan doen? Jy het dalk te veel detail gegee, pas op, is 'n waarskuwing, maar jy het dit dalk nog gedoen, jy was opgewonde. En dan kom die verantwoordelikes. Dan kom 'n ding wat nie eers weet om 'n sakrekenaar reg te tref nie. Dan raak hy dinge rekenkundige en sê, ken jy die regulasies op daai saak in Suid-Afrika? Weet jy, as jy hierdie ding nou daar gaan doen, weet jy wat se moeilikheid kan jy kom? Min besef die mense dat God het jou die verstand gegee om regulasies te verstaan. God het jou die verstand gegee om die wetgewing te verstaan. God het jou die verstand gegee om alles binne wet reg te doen, want dit is deur God aan jou gegee om die ding te doen. En dan begin die volgende gebeur. Hulle is besig om vir jou te sê, wat as dit nie werk nie? En onder wat as dit nie werk nie? Is 'n groot wêreld. Ek kan aan jou lippe hang wanneer jy vir my 'n saak verduidelik. En sê, Pastoor Chris, ek het 'n plan. En ek sien hierdie ding gaan werk. Dan kan ek vir jou sê, wow. Fantasties. Pragtig. En 10, 20 minute later kan ek vir jou sê, maar het jy al daaraan gedink? A, B, C, D, E. Het jy al in so 'n situasie, het jy al in so 'n situasie gesit, dat jy uit daai sitkamer uitloop by daai geagte vriend, familielid of wie ook al, noem dit is gewoonlik binnekringe. En jy loop uit daai ou besigheidjie uit, dat jy in daai voertuig klim of wat ook al, dat jy vir jouself sê, ek kan regop onder deur 'n mat loop, nadat hierdie betrokkenes met my gepraat het. Hoor mooi, God het jou die intelligensie gegee, irrelevant wat die situasie gaan wees. As die Here wil hê jy moet die volgende grootste donut franchise in Suid-Afrika optel, al verkoop hulle duisende donut reeds, maak nie saak wat X, Y of Z sê nie, sal jy die grootste een in hierdie land kan optel, want die Here sal vir jou die verduidelikings deur die Heilige Gees gee om dit te doen, maar jy kan nie deur mense wat self bevrees is. En dis die ding van ouens wat so intelligent jou benader en dan haal hulle net sulke sakrekenaar so voetbreed en wyd uit. Haal hulle uit en dan begin hulle vir jou goed verduidelik. Dis omdat die persoon self vrees het om nie toe te tree tot 'n saak. Jy kan nie jou daaraan steur nie. Hoor mooi wat sê die woord van die Here in Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, sê vir Jesaja. Ek sê dit nou vir jou. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. As God met jou is, maak nie saak nie, dan verkoop jy, ons ken daai terme, dan verkoop jy ys aan 'n Eskimo in IJsland, waar hy ook al is. Jy smous daai ys. As die mense sê, jy kan nie ys aan 'n Eskimo verkoop nie, want hulle bly tussen ys, hulle kry dit verniet, hulle kry dit gratis met grawe. Dan sê God het vir my gesê, ek gaan ys aan 'n Eskimo verkoop en hulle gaan by die tonne hierdie goed by my koop. Ek het al van getuienisse gehoor, wat ek later miskien sal noem in een of ander uitsending, hoe God mense so gebruik het, dat mense sê, jy kan nie dit daar gedoen het nie, hoe het jy dit reg gekry? Hoe het hierdie ding by mekaar uitgekom? God, hoor mooi, laat die woord van die Here praat. Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Moenie eers bekommer nie. Moenie jou eers bekommerd oor die saakie, want wie is jou God? Wie is jou God? Vrees, wie is jou God? Die ander persoon? Ja, ek sê weer, raad is 'n goeie ding. As jou prokureur vir jou sê, kyk hierna en kyk daarna, luister wat die man of die vrou sê, maar jy kan nie stop om die ding te doen nie, want wie is jou God? Die mens?
die Lucifer, die donker magte, wie is jou God? Die predikant, die priester, die dominee, die pastoor, wat ook al, of is God die een wat agter jou staan? Ek verkies eerder die almagtige Godheid wat agter my staan om 'n ding te doen. Byvoorbeeld, toe Petrus op die water wil loop, hierdie een sal ons altyd gebruik, het die storm hom bang gemaak. Hoor mooi, daar's moontlikheid van die disippels hom op hy skei gesê, no, don't do that, moenie. Jesus is klaar op die water, dit maak klaar nie sin nie. Nou wil jy op die water loop? Petrus, ja, ons is al klaar bang ons gaan dood in die verdrink van hierdie boot. Waar gaan jy nou heen? Ek gaan op die water loop. Toe Petrus op die water wil loop, het die storm hom bang gemaak. En hy het tog vrees gekry. Maar Jesus, nie 'n mens nie. Nie sy disippels daar van die boot af nie, sy vriende daar van die boot af nie. Niemand van die boot af het vir hom sê, Petrus, hou vas, byt vas broer. Klim terug op die water. Ek kan my half dit imagine. Want wie dink daaraan? Maar weet jy wat gebeur? Jesus tree toe tot hierdie situasie. Maar Jesus het hom bemoedig om te fokus op hom wat Christus is. En hy het vir hom gesê, jou geloof sal jou red. Jesus het sy hand uitgesteek na Petrus toe. Hy het hom opgetel en Petrus het op die water geloop saam met Jesus Christus. Hoor mooi, en hy het die ding gedoen. Een van die grootste wonderwerke plus minus in die Bybel wat daar is, was gewees die wonderwerk dat, ja, Jesus sou op water kon loop, maar dat Petrus ook op water geloop het. Tot vandag toe ken ek niemand wat op water geloop het, behalwe my een vriend, wat ongelooflik homself in 'n ander wêreld ingeskrik het toe ons in 'n groot rivier geswem het en 2 seekoeie was agter ons. Hy het basies op die water geloop. Dit is sommer so 'n bietjie tong in die kies gesê, maar ek weet van niemand wat soos Petrus 'n wandeltog op water gedoen het nie, want hy wou die ding doen en hy het hom nie gesteer, ekskuus tog aan die geroep van wie ook al, wat ook al van sy pelle en sy vriende op die boot nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy luister nie, nommer 1, wat as mense jou minag of onderskat, ouens, jy mis niks om daai mense te verloor nie. Hoor volgende, mense wat jaloers is en jou probeer ontmoedig, moet jy jou eers daaraan steur nie. Dit sal altyd so wees, tot die dag wanneer ons begrawe word, sal daar jaloesie wees. En dan is daar die mense wat vrees self het en vrees wil by jou inboesem en vir jou sê, hey, daai ding kan nie gebeur nie. Stay away. Begin daai gesprekvoering op mis. En weet jy wat is altyd die aanbeveling? Begin jou surround dit met mense wat jou taal praat, wat positief is en wat kan sien om 'n ding te doen. Van Dr. Chris Marks. Ons sien mekaar definitief weer. Pragtige week verder.